Hallo almal, my naam is Essie Rautenbach en wie van julle wie my nie ken nie, ek is 'n life coach of soos Afrikaans sê lewensafrigter, 'n skrywer en 'n spreker. En my fokus die maand in Junie wil ek juist praat oor apocalyptic goed, nie soos die hell and brimstone soos wat dit klink nie, maar werklik waar jy self bevind, om jou hoop te gee. Miskien sit jy in 'n situasie waar alles hopeloos voel, jy voel miskien daar's nie hoop nie. Jy sit miskien met 'n situasie in verhoudings waar jou vrou jou man jou gelos het. Jy sit miskien in 'n situasie waar jou kind in 'n situasie is van siek wees. Miskien sit jy in 'n situasie finansiëel. Ons weet nie net in ons land hierdie wêreld is dinge onvoorspelbaar. Dinge lyk nie goed nie. Die wêreldatmosfeer lyk ook glad nie goed nie. En wat doen ons in die situasie? Baie keer die mense wat vir ons moet hoop gee en antwoorde moet gee is nie daar nie. En ek wil juist hierdie maand wil ek bietjie praat juist om vir julle meer hoop te gee in daai situasies. Wat doen ons wanneer ons in ons eie persoonlike lewens Armageddon ervaar en sien en nie weet wat ons doen nie? Ek dink baie keer voel ons so oorweldig met goed dat ons nie besef wat ons moet doen nie. Ons het geen leiding nie, ons het geen hoop nie. En dis my hart die maand om vir julle hoop te gee, om vir julle hoop te gee van en miskien ook gereedskap te gee, Engelse woord tools te gee, van wat doen ek wanneer dinge baie moeilik is? Wat doen ek wanneer situasies vir my onmoontlik lyk? Wat doen ek met my gedagtes? En dis waar ek graag die maand wil begin, en ek wil vandag net vir julle met 'n bietjie van hoop los, om te sê, jy weet, ek sê altyd, ek en my vrou, dat vat dag vir dag, probeer tyd in die woord. Ek praat juist van my kykers wat Christene is, om in die woord te bly, om by die Here uit te kom. En ek weet, baie van julle sê vandag vir my, ek het dit gedoen. Ek lees elke dag my Bybel, ek bid elke dag, ek het selfgroepe, maar ek voel nog steeds nie goed nie. En ek dink dis hier vandag waar ek vir julle 'n paar tools wil gee, net om te begin, om deur hierdie navigation van moeilike tye, van Armageddon te kom. Die heel eerste ding wat ek sal voorstel is, hulle sê dat dis baie belangrik waarmee jy begin as jy oggend opstaan. Waarmee begin jy in die oggend? Gryp jy eers aan jou foon, en dit is voor plaas daarvan dat jy nou gryp na jou foon toe, miskien doen 10 minute meditasie. Daar's 'n verskriklike oulike app wat ek hier ook in die description sal sit. En ek weet baie van my kliënte weet ook daarvan, Encounter. Ek dink daar's 'n app soos Encounter, Abide en goed. Begin met daai goed. As jy net jou dag kan begin met bietjie van meditasie, Christelike meditasie, enige tipe meditasie vir 10 tot 5 minute, gaan dit baie groot verskil maak. Die tweede ding wat jy kan doen vandag is beweging, enige beweging. Ek weet van my kliënte doen 'n plank vir 5 minute lank, vir 'n paar minute. Doen stap miskien. Daar's soveel goed op die internet. Doen miskien 'n klas van 10 tot 5 minute. Hulle sê beweging is so goed vir emosies. Dan is ek natuurlik 'n groot glo in journaling, om 'n joernaal te hê, om 'n joernaal te hou. Kyk of jy dit kan doen. Skryf vir jou journalboekie, begin jou emosies elke dag neer te skryf. Ek dink Karen Leaf het ook altyd gesê, dis baie goed om net 'n bietjie te debrief, dat jy aande voor jy gaan slaap iets skryf, of selfs net die oggend as jy opstaan iets skryf. Dis net 'n paar tips vir julle wat julle kan doen, soos ons aangaan. Vandag se video is net 'n introduction video vir julle, net om julle te sê, as julle wil, sit nie comments asseblief, as daar enigiets spesifieks is wat julle wil hoor of sien, laat weet vir my. Ons wil regtig waarmee ons YouTube channel weer optel. Ek dink dis tyd vir dit, en dis tyd vir ons lewe daar mense het nie hoop nie, dat ons regtig waar saam praat en kyk vir oplossings om mekaar op te bou en te motiveer en te bemoedig in die weird snaakse tye wat ons is. Asseblief, as daar enige ander vrae het, wie eens los dit in die sections hieronder. En ja, kontak my asseblief. My e-mailadres is op my about page, my telefoonnommer is daar, en my website is philosophlifecoaching.net, en ook my boeksite Philosophy kan jy ook daar kry. Alles is daar om vir jou te bemoedig. Daar's boeke, daar's seminare, daar's allerlei goed, daar's toetse. Kyk gerus as jy nog nie my website besoek het nie. Ek sal sommer 'n description sit, maar ook hier, dis hoe dit lyk. En ja, ek hoop julle het 'n wonderlike week. En ja, ons gaan regtig kyk of ons weer ons YouTube channel bietjie kan optel en werklik wel meer video's kan post wat vir julle ook kan hoop gee in die donker tye. Dankie julle. Dit is altyd ek, Essie Rautenbach. Wees vreesloos soos 'n wolf. Totsiens.